Goeiemôre, baie welkom by vanoggend se erediens. Mag dit vir jou 'n kosbare geleentheid wees of 'n oomblik wat jy ook nie vanselfsprekend aanvaar nie, maar om te mag deel in die woord van die Here. Wat ons met mekaar mag deel en wat ons met mekaar ook mag ervaar. Kom ons skop ons geleentheid hier saam af met Lied 159 as 'n belydenis dat God ook hier in ons midde teenwoordig is. Omdat ons dan ook so bely en so glo en so oortuig is, omdat hy ons ook so beloof het, mag ons mekaar dan ook so groet genade en vrede vir julle, van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, dit als deur die werking van die Heilige Gees, wat in ons woon en ons nuwe mense maak. God is met ons. Amen. Net daar waar jy is, kom ons word stil en ons bid saam. Here ons Here, baie dankie vir ons saam wees, dankie vir die voorreg wat ons mag hê om by mekaar te wees, ook op verskillende wyse. Dat ons vandag in hierdie deel met mekaar mag deel in die woord en mag weet dat dit lewend is. Here, mag U tot ons spreek, mag U ook die storm in ons gemoed tot bedaring bring en dat ons ontvanklik sal wees om dan ook te hoor wat dit is wat U met ons wil, wat U met ons wou deel. Wees met ons, Here, raak ons aan deur die Gees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kennisgewings. Kennisgewings, of soos ons dit ook sou ken, notifications, is daardie kennisgewings iets wat ons behoort te weet. As jy nou jou selfoon sou neem, of 'n tablet, of jou rekenaar, dan sal jy baie vinnig sien dat daar by van die toepassings kennisgewings is, waarvan jy moet kennis neem. Dit kan wees, as daar op verskillende sosiale media sê maar nuwe vriendskapsversoeke wees. Daar kan 'n nuwe boodskap wees, as jy dalk 'n SMS of een van daardie toepassings gebruik vir boodskappe, sal daar 'n kennisgewing wees as daar 'n nuwe boodskap is. Of dalk 'n kennisgewing vir nuwe sagte ware wat afgelaai kan word. Kennisgewing. Iets waarvan jy behoort kennis te neem. Iets wat die vervaardiger of die bestuurder van hierdie toep dan ook sê, maar hulle glo dit is inligting wat vir jou belangrik is en jy behoort daarvan kennis te dra. Dit is belangrik genoeg om dit onder jou aandag dan ook te bring. Ek lees graag 'n gedeelte saam met jou uit Kolossense 2 en ek lees daar vanaf verse 6. Kolossense 2 vanaf vers 6, lewe in verbondenheid met Christus.
Jesus. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid gevul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer, deur teorieë en argumente wat misleidend is. Dis die dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls, en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor al die bose magte, en deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het hy dit vir goed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen, en hulle in die openbaar vertoon, deur hulle as gevangenes in triomftog van Christus mee te voer. Net tot daar. Die wonderlike gedeelte van hier, of gedeelte wat ons vanoggend hier lees, is iets waarvan ons as gelowiges behoort kennis te neem. Dis 'n kennisgewing, of in Engels 'n notification, wat ons behoort te lees, of te weet, of saam met ons te dra in ons harte en ons lewe, want dit is belangrik genoeg. Ja, hierdie verbondenheid, die kosbare deel, die kosbare inhoud, die essensie van hierdie inhoud, is om dan te weet, dat ons deel geword het, dat Christus ons kom nuut maak, dat ons in hom leef en in hom wandel. Ja, dat hierdie is 'n kennisgewing wat ons saam met ons behoort te dra. Die wonderlike ding van Kolossense 2, of eintlik die hele brief van Kolossense, waarmee Paulus ons help, is om eintlik vir ons daarop te wys dat God neem die inisiatief. Ek dink elke keer as ons in die gemeente die voorreg het om 'n baba te mag doop, hier die wonderlike ervaring en die boodskap wat dit saam met dit dra. Dit wat met ons gebeur en waarom ons herinner word, oor God wat die inisiatief neem. Vir God vir wie dit belangrik is dat ons met hom in 'n verhouding moet leef. Dit wat hy wil hê vir ons. En dan hierdie kosbare beginsels wat Paulus dan so neerlê in hierdie kennisgewing, hierdie sondige natuur wat van julle af weggeneem is. Deur 'n besnydenis wat nie deur 'n mens verrig word nie, maar deur Christus self. Dat die kennisgewing dan ook so moet wees, dat ons moet weet, dat die eise wat aan ons gestel word, aan die kruis aan, ja, vasgespijker, oorwin. Ja, ons word genooi deur hierdie kennisgewing, om te luister wat dit is wat in God se hart leef vir ons as gelowiges. Om te hoor wat dit is wat ek en jy ook ontvang deur hierdie sondige natuur wat van ons af weggeneem is. Hierdie eise wat gestel is, wat van ons af weggeneem is. Dit wat aan die kruis vasgespijker is in my en jou plek. Wat ons daarmee maak. Ja, wat maak ons daarmee? Die vraag is vir gelowiges, en ek dink dit is 'n vraag wat ons gedurig vir mekaar moet vra, oor wat is werklik vir ons belangrik? Ja, wat is werklik vir ons belangrik? Die kosbare ding is om te weet dat my verbondenheid met Christus werklik vir my belangrik is. Dat ek daaraan herinner word oor wat dit vir my beteken.
Ek dink sommer 'n ander dag aan 'n gesprek wat iemand met ons gevoer het hier in die gemeente. Ja, doopouers wat reggemaak het en deel was van die doopkategese om hulle kind te laat doop. Hierdie kosbare ding wat hulle dan ook vir mekaar en wat ons vir mekaar daardie aand op gesê het en die moeder of die ma van hierdie kind so mooi sê. Ek kan niks doen om my kind te red nie. Ja, ek kan niks doen. Dit is Christus wat haar red. En heeltemal reg. Dit is Christus wat haar red. Terwyl ons dan dit weet, sê maar dis Christus wat my red. Wat is die verantwoordelikheid? Waartoe verbind ek myself as ek hoor dat God sê maar ek wil hê jy moet hier van deel wees, vrygespreek, leef dit. Wat is vir my belangrik in die lewe? As ek my selfoon uithaal, dan sal ek sien wat vir my belangrik is. Kennisgewings, notifications. Ja, waarvan neem ek as gelowige kennis? Ek neem kennis van Christus se lyding en swaar kry en die offer wat betaal is namens my op die kruis. Ja, ek neem kennis oor die verbondenheid wat vir God belangrik is met my as sy kind. Ek neem kennis dat ek ook dan hierin mag deel. Ek neem ook kennis oor wat dit met my maak en hoe ek verander en wat werklik vir my belangrik is in die lewe. Ja, mag my lewe, my toewyding, dan ook aan Christus, so iets dan hiervan ook kom wys. Die voorreg om my lewe aan die Here te wy, omdat ek kennis neem van dit wat hy vir my gedoen het. 'n Besnydenis wat nie deur mense verrig word nie. Here ons Here, dankie vir die voorreg wat ek mag hê om te kan deel in die goedheid. Here, om te weet dat die genade vir my genoeg is en dat dit wat teen my getel het of dit wat die eis aan my stel aan die kruis gehang is. Ja, Here, dankie dat ek die voorreg mag hê. Mag dit so wees dat ek my lewe in dankbaarheid ook aan U wy, dankbaar vir dit wat ek van U ontvang en dit wat ek in Christus ook mag wees. Mag dit vreugdevol wees, dat ek die vreugde daarin vind in hierdie verbondenheid. Mag dit so wees, dat ek in my lewe ook U koninkryk mag verkondig en dit wat U vir ons gedoen het. Ek bid dit in Jesus naam. My lewe bly aan U gewy. Amen. Mag dit so wees dat jy dan opnuut op dalk jou lewe aan die Here wy. Ons slotlied vir vandag se saamwees, lied 309, my lewe bly aan U gewy.
Genade en vrede vir julle van God ons Vader, want hy sorg vir ons, en van die Seun, want hy het ons waarlik verlos, en van die Heilige Gees, want hy woon in ons en maak ons nuut. Amen.